1 Timoteus 4. Timoteus 4. Lees van vers 9 af. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord. Dankie Here dat ons weet dat u woord duidelik is. En die rede daarvoor dat ons so baie keer mense het wat vir mekaar verskil, is nie oor die duidelikheid van die woord nie, maar het te maak met emosie. Het te maak oor die lering wat nie reg is nie. Het te maak met leuns. Dankie Here dat ons vanmôre rondom die woord kan staan, en as ons na die woord kyk, van ons kyk daarna in die volle geheel. Ons wil elke deel wat ons lees ook gaan sien, hoe dit lyk in die volle prentjie van die skrif. En mag dit vanmôre ook plaasvind, dat elke persoon vanmôre diep onder die indruk sal wees, dat dit nie 'n persoon is wat praat nie, maar dat dit u woord is wat praat. En as ons 'n probleem het, het ons 'n probleem met die woord. Asseblief Here, maak dit vir ons oop, breek dit oop, sodat ons daardeur sal groei. Ons bid dit in u naam. Amen. Vers 9, 1 Timoteus 4, vers 9. Die uitspraak is betroubaar en werd om ten volle aanvaar te word. Dit is betroubaar, dit moet aanvaar word. Jy kan nie vanmôre hier sit, en jy gaan die uitsprake van God hoor, en jy gaan besluit wat jy daarmee wil maak nie. Dit is betroubaar, dit moet aanvaar word, ten volle aanvaar word. Vers 10, want hiervoor werk ons hard en stry ons, omdat ons hoop geplaas het op die lewende God, wat die verlosser van alle mense is, veral van die gelowiges. Beveel en onderrig hierdie dinge. Net tot sover. Nou as jy hierdie gedeelte lees, en jy lees dit in die 2020 vertaling, as jy nie vrae daaroor het nie, het jy nie gelees of gekonsentreer nie. Daar's vrae oor hierdie gedeelte, en ek glo as ons deur dit gaan werk, gaan jy mooi verstaan wat die Bybel vir ons sê. Eerste wat belangrik is, om dit vanmôre daarmee begin, is die Christenlewe is nie maklik nie. Ek weet nie of jy ooit al in jou lewe gedink het, om 'n Christen te wees, is verskriklik maklik nie. Dis eenvoudig, is lekker, maklik. Ja, dis lekker en dis wonderlik, maar is nie maklik nie. En daarom as Paulus praat oor sy lewe, dan noem hy die volgende, en ek wil hê jy moet gou saam met my dit lees, net om te sien wat Paulus sê oor sy bediening. 2 Korintiërs 11. 2 Korintiërs 11. Korintiërs 11, ons lees van vers 23. Ons gaan praat oor die hele ding hier in die begin, oor dat dit moeilik is, dat dit harde werk is. Dis wat Paulus aan Timoteus sê. Kom ons kyk na hierdie gedeelte, vers 23 sê, is hulle dienaars van Christus. Paulus praat oor die mense, wat al hierdie ander vreemde goedes doen en alles. Hy sê, nou praat ek sonder verstand, ek nog meer, oorvloediger in harde werk, meer dikwels in die tronk, uitermate geslaan, dikwels in doodsgevare. Van die Jode het ek 5 keer 40 houe minus 1 gekry. 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig, 3 maal het ek skipbreek gelei. 'n nag en 'n dag lank het ek in die diepsee trotseer, dikwels op reis, met gevare in riviere, gevare van rowers, gevare van die kant van my eie volk, gevare aan die kant van die heidene, gevare in die stad, gevare in die woestyn, gevare op see, gevare onder valse broers, met harde werk en swaar kry, dikwels met slapelose nagte, honger en dors, dikwels sonder kos, koud en nakend. Okay, so dit is 'n baie lekker tyd as jy kind van die Here is. Sien jy wat se valsheid word baie keer verkondig, terwyl die Bybel sê, dit wat ons moet doen is onder arbeid,
Die Griekse woord daar is agonize, wat van ons in die Engels kry agonize, nee? Dit is moeilik. Dis 'n stryd wat ons voer. Die woord verder vir arbeid het te maak met, dit is so erg, dat ons op die ou ende, hierdie arbeid wat ons doen is tot die uitputting toe. Dis waaroor hierdie woord gaan. 'n Werk wat tot uitputting kan lei. So om vir die Here te lewe, moet ek al my krag inspann. Luister wat sê Kolossense 1 vers 28. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan, en elke mens in alle wysheid onderrig, sodat ons elke mens voor God kan stel as volwasse in Christus. Daarvoor span ek my ook in, terwyl ek die worstelstryd voer, in ooreenstemming met sy krag. Sy krag, wat met mag in my werk. Ek span al my krag in, en op jou ende, wie gee my die krag? Is hy wat vir my die krag gee. 1 Korintiërs 15 vers 10, maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie vergeefs nie. Trouwens, ek het baie harder gewerk as al die ander. Ek het baie harder gewerk as baie al die ander. Luister mooi. Eintlik nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Werk ek hard? Gaan ek lyding ervaar? Gaan ek deur moeilike tye gaan? Gaan die wêreld my haat? Gaan my familie my haat? Ja. Gaan dit waar wees in my lewe? Absoluut. Wie gaan my die krag gee? God sal my die krag gee. Hy gee my die krag om dit te kan doen. Geen maklike saak nie, maar God sal my die krag gee om daaroor te kan oorwinning kry. 1 Korintiërs 9 vers 16 en 17 sê hy, want as ek die evangelie verkondig, is dit nie vir my rede om my daarop te roem nie. Daar is immers 'n verpligting op my, en wee my as ek dit nie die evangelie verkondig nie. En dis 'n ding wat elkeen van ons moet vir mekaar sê. As ek weet wat die waarheid is, as ek weet wat die evangelie is, en ek verkondig dit nie, wee my. As ek dit uit vrye wil doen, is daar vir my 'n beloning. As ek dit egter nie uit vrye wil nie, doen ek dit as 'n taak wat aan my toevertrou is. Dis 'n taak wat aan my toevertrou is. Is niks 'n keuse van ek wil of ek wil nie. Jy moet as kind van die Here. En dan gaan hy verder in 26 en 27 van 1 Korintiërs 9. Ek hardloop daarom so, dat dit nie doelloos is nie. Ek bok so, dat ek nie in die lug slaan, maar ek dissiplineer my liggaam en maak dit diensbaar, sodat ek nie terwyl ek vir ander gepreek het, dalk self gediskwalifiseer word nie. Dis elke dag gestryd om te sê, Here, ek wil doen wat U wil hê ek moet doen. Hoekom doen hy dit? Hoekom gaan hy deur hierdie moeilike tyd? Hoekom werk hy so vir die Here? Want sy hoop is in die lewende God. Ons werk vir die lewende God. Die wêreld daar buitekant lewe en werk vir 'n dooie God. En of dit geld is, en of dit familie is, of dit grond is, dis dooie dinge waarvoor mense werk, in die sin van, dis dinge wat nie aanhou lewe nie. Die lewende God is die een wat aanhou lewe, hy is in beheer van alles. En hy sê, julle is besig om hard te werk vir die lewende God. Ons hoop is in die lewende God. En omdat hy lewende God is, lewe ek met altyd die gedagte van, hy is hier by my nou teenwoordig. Mense wat aanhou sondig, wat volhard in sonde, het nie idee van die lewende God voor wie ek wandel nie. Hulle lewens getuig dat die God wat hulle aanbid, dood is. En dan kom hy en hy sê, hierdie God is die verlosser van alle mense. En dit is, wil ek nou vir julle sê, ek dink nie 'n goeie vertaling nie. As jy die ou vertaling het, sal jy sien dat dit vertaal word as behouer. So kom ons vertel gou vir mekaar. As jy saam met my was deur Jakobus, en ons het deur Jakobus gewerk, het jy agterkom in Jakobus 5, dat so kan vertaal word as verskillende dinge. Dit kan vertaal word ook as
genesing. So dis my eerste rede. Hoekom ek sê, hierdie is nie verlosser nie, maar het te maak met die behouer, soos wat die ou vertaling het ook vertaal, die behouer. Die eerste rede is dat so word ook gebruik vir gesond maak. Markus 5 vers 23. En smeek hom ernstig, my dogtertjie lê op sterwe. Kom lê hande op haar, sodat sy so gesond kan word en leef. Okay, so, is baie duidelik. Die Bybel sê, so, as ons na dit gaan kyk, is daar baie keer wat dit beteken behouer, of dit kan beteken gesond maak, of dit kan beteken verlos. So ons moet gaan kyk, wat sê die konteks van die gedeelte. Kyk na die ou vertaling, die LXX, wat die Grieks is van die Hebreëus. Wat sê die ou vertaling vir ons rondom God? Baie interessante teksgedeelte uit die LXX uit. Psalm 36 vers 7. Luister mooi hierna. U geregtigheid is soos massiewe berge. Dis vertaal uit die LXX uit, wat ek dit so vertaal. U regspraak soos die groot oerwater. En nou sê die nuwe vertaling, het hy bygeskrywe, hy sê, die nuwe vertaling sê, u verlos mens en dier. So, die nuwe vertaling is konsekwent. Hy gebruik dit as verlos mens en dier. Die ou vertaling sê, u geregtigheid is soos die berge van God. U oordeele is soos die groot watervloed. Here, u behou mens en dier. Alright, so as ons na die LXX gaan kyk, as sien ons so word daar gebruik, en as jy so vat, wat sien jy uit die konteks uit? Wat sal jy dit mee vertaal as verlos mens en dier, of behou mens en dier? Behou mens en dier. Kan jy sien, na die konteks vertel vir ons presies, hoe moet ek dit vertaal? Die tweede rede hoekom ek die as verlosser kan vertaal nie, is dat die Bybel is baie duidelik, dat nie alle mense verlos is nie. Nie alle mense is verlos nie. Jesus praat meer oor die hel as oor die hemel. Jy kan maar gaan lees, gaan tel elke keer wat hy hel gebruik, en waaroor hy oor die hemel praat. Hy praat meer oor die hel as oor die hemel. Hoekom? Want hy weet wat in die hel is, hy het dit geskep. Toe hy hemel en aarde geskep het, het hy ook die hel geskep. Want alles is geskep in 6 dae. Die hel is ook geskep in die periode van die tydperk wat God alles in geskep het. Luister mooi wat sê hierdie gedeelte vir ons. Jesus is aan die woord. Matteus 25 vers 41. Dan sal hy vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my, julle vervloektes in die ewige vuur, wat gereed gemaak is vir die duiwel en sy engele. En hierdie mense sal weggaan na die ewige straf, tydelike straf, ewige straf, maar die regverdiges na die ewige lewe. So die ewige lewe gaan vir die een wees, en die ewige straf gaan vir die ander een wees. Kan jy verstaan dat as mense kom en 'n bepaalde teologie verkondig en sê nee, dis nie 'n ewige straf nie. Die straf is maar net vir 'n bepaalde tyd. Dan moet jy dadelik sê, okay, as die straf vir 'n bepaalde tyd is, dan moet die verlossing ook vir 'n bepaalde tyd. Want dieselfde woord word gebruik. Hy sê ewige straf vir hulle, regverdiges, ewige lewe. So dit is baie duidelik vanuit die skrif uit dat nie almal verlos sal word nie. 2 Tessalonisense 1 vers 6 tot 9. Dit is inderdaad vir God reg om diegene wat julle verdruk met verdrukking te vergeld en verligting te gee aan julle wat saam met ons verdruk word. Hy sal dit doen deur die openbaring van die Here Jesus uit die hemel saam met sy magtige engele in 'n vuurvlam, terwyl hy wraak uitoefen op hulle wat God nie erken en die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam nie. Hulle sal gestraf word met 'n ewige vernietiging, weg van die aangesig van die Here en sy magtige heerlikheid. 'n Ewige vernietiging sal dit plaasvind. Kom ons lees nog 'n gedeelte saam en ek wil hê julle moet hierdie ene saam lees. Openbaring 20 vers 11 tot 15. Openbaring 20 vers 11 tot 15. Openbaring 20 vers 11.
sê die volgende, is almal daar, goed, kom ons lees dit. Toe het ek 'n groot wit troon gesien en iemand wat daarop sit. Die aarde en die hemel het van sy aangesig af weggevlug en daar was nie meer plek vir hulle nie. En ek het dooies, die magtiges en die geringes voor die troon sien staan. Toe is die boekrolle oopgemaak. 'n ander boekrol is oopgemaak, naamlik die een van die lewe. Die dooies is op grond van wat daar in die boekrolle opgeteken is, volgens hulle dade geoordeel. So daar's 'n boek van die lewe. Die Bybel sê vir ons name is opgeskrywe in die boek van die lewe voor die grondlegging van die aarde. Alright, maar daar's ander boekrolle. Daar's boekrolle wat opskryf wat elke persoon elke sekond van sy lewe gedoen het vir die hele tydperk wat hy op aarde was. Okay, so alles wat jy gedoen het deur jou hele lewe, as jou naam nie in die boek van die lewe geskryf is nie, sal voor die troon oopgemaak word en oopgebreek word. Vers 13. Die see het toe die dooies wat daarin was teruggegee en die dood en Hades het die dooies wat daarin is teruggegee. Okay, hoekom die dood en Hades? Want die persone wat op hierdie stadium in ongeregtigheid geleef het op aarde, waar is hulle op hierdie stadium voor Christus kom? In Hades. As Christus gekom het, gaan Hades en die dood in die hel gegooi word. Okay, dis baie duidelik in die Bybel uit. As jy wil hê ek moet die hele dag daaroor praat met u, sal ek daaroor ook praat van hierdie skrif uit. So dis baie duidelik. Vers 14. Toe is die dood en Hades in die vuurpoel gegooi. Dit is die tweede dood, die vuurpoel. En as gevind is dat iemand nie in die boekrol van die lewe opgeteken is nie, is hy in die vuurpoel gegooi. Alright, so dis baie duidelik van die skrif uit. Is almal verlos? Nee, dis duidelik dat almal nie verlos is nie. Wat was my eerste punt? So kan gebruik word vir herstel, vir genesing, vir behou of vir verlos. Okay, so dit kan vir verlos gebruik word. Maar ons sien vanuit die gedeelte, die heel eerste rede, die tweede rede is, word almal verlos? Beslis nie vanuit die skrif uit nie. Dan die volgende wat baie belangrik is God se verlossingswerk en hierdie is enorm belangrik. Luister baie mooi hierna. En gewoonlik as mense dit sê, onmiddellik kom hier binnekant jou kom iets in opstand. Dis jou vlees wat in opstand kom, want jy hou nie daarvan. Die Bybel is duidelik daaroor en ek gaan dit vanmôre gaan ons 'n paar gedeeltes gou saamwerk. Die verlossing van Jesus Christus was vir 'n spesifieke groep. Dit was nooit vir almal bedoel nie. Okay, as jy oopgaan en jy flits en jy wil vir my kwaad raak, ontspan. Alles wat ek hier gaan sê, gaan ek vir jou verduidelik uit die skrif uit en ek gaan teksverse gee sodat jy dit gaan lees en sê dis wat die Bybel sê, nie Johan Lou nie. So dis baie belangrik. Die verlossing wat plaasgevind het aan die kruis het nie vir almal plaasgevind nie. Dit was vir 'n spesifieke groep. So, kom ons dink gou hieroor. En ek wil hier terugvat aan die Ou Testament toe. Onthou jy in die Ou Testament het die hoëpriester het ingegaan in die allerheiligste en hy het offers gebring vir die volk. Onthou julle dit? Een van die bekendste is Yom Kippur, eenmal 'n jaar kom die hoëpriester in en hy doen versoening vir die volk. Luister baie mooi. Wat was die hoëpriester se kleredrag gewees? Want dit vertel vir jou oor Christus wat sal kom. Want Hebreërs sê, wie is die volkome hoëpriester? Christus. So kom ons dink gou aan die hoëpriester. Wat het die hoëpriester op hom gedra? Op sy skouer het hy wat gedra? Hy het die volke van Israel op sy skouers gedra. Wat was voor op sy bors? Die stene wat verteenwoordig het die volke van Israel. So toe die hoëpriester ingaan in die allerheiligste, vir wie bring hy die offer? Vir almal of vir die volk? Vir die wat op sy skouers is en die wat op sy bors is, die wat hy dra en die waarvoor hy lief is. Die waarvoor hy lief is. Bring hy en hy bring hulle voor. Die volkome en die volmaakte vind plaas in Jesus Christus. Dit is interessant dat baie mense glo dit nie, maar hulle sing die lied Before the Throne of God. Our hands were written on his hands. Okay, goed.
Dit is absoluut wat die gedeelte vir ons sê van die hoëpriester. Die hoëpriester gaan in met 'n doel om te offer vir 'n spesifieke groep. Nou wil ek hê jy moet saam met die Bybel, kom ons gaan kyk na die Bybel. Ek kan nou vir die agtergrond gee waar dit vandaan kom in die Ou Testament uit. Kom ons gaan kyk na 'n paar gedeeltes. En ek wil hê, ek het nie tyd om deur die hele gedeelte te werk nie. Maar jy het vanmôre tyd met jou pizza langs die see of wat ook al om deur hierdie hele gedeelte te werk. Kom ons kyk gou na hierdie gedeelte. Johannes 10. Goed, as jy deur die Johannes 10 gaan werk en jy weet van Johannes 10, die oomblik as jy Johannes 10 hoor, dan hoor jy die gelykenis van die herder en die skape. Alraai, dit is waaroor Johannes 10 gaan. Johannes 10 maak dit baie duidelik dat die herder is besig om vir wie volg hom? Sy skape volg hom. So, as ons praat oor skape, van wie praat ons? Die wat hom volg. Hy sê sy skape ken hom en hulle ken sy stem. Okay? En daarom volg hulle hom. Wat is die teken van iemand wat 'n kind van die Here is? Is dat hy God se stem ken en hy volg vir Christus oral waar hy gaan. Dis die skaap. Okay, so moenie op 'n stadium as nou by 'n ander plek kom sê, o, ek dink skape beteken dit nie. Hy het vir jou klaar vertel wat beteken skape. Skape is die wat hom volg, wat sy stem ken, na hom luister, hy ken ook vir hulle by naam. Hulle volg hom. Nou net verder in die gedeelte. Johannes 10 vers 14. Ek is die goeie herder. Ek ken my eie en my eie ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. En ek lê my lewe af vir die skape. Ek lê my lewe af vir die skape. Kan ek net gou vir jou sê, ons kan nou weer terugkom na die teksgedeelte toe. Ek wil net gou hê jy moet daaroor dink. Dink by jouself daaroor en ek het al hieroor gepraat, maar ek wil hê jy moet hierdie goedes moet jy weet. Dink gou mooi daaroor. As Jesus Christus aan die kruis almal se sonde op hom gedra het en versoening vir almal gedoen het, wat beteken dit van almal? Almal is sonder sonde. As hy vir almal betaal het, en jy staan eendag in die hemel, en Jesus Christus het vir al jou sonde betaal, kan die Vader jou skuldig vind op enige sonde? Nou hoor ek iemand sê vir my, ja, maar onthou, jy moet dit glo. Nou, ek het nie gedink dat geloof is nie sonde nie, as jy nie het nie. Ek tog is ook sonde. Is dit nie? Het Christus dan nie ook aan die kruis ook jou ongeloof gedra nie? Ja, so, nou die ander ding is wat ons oor moet dink is, as Christus gesterwe het vir almal en verlossing bewerkstellig het, het hy dan gesterwe en sekere mense kan hy net nie red nie? God is magteloos, hy het vir almal gesterwe, maar oeps, ongelukkig kan hy net nie almal red nie. Ons sê vir mekaar, in die verlossing is die drie-eenheid ten volle betrokke. Hoekom sê ons dit? Want ons sê die Vader, Johannes gaan lees dit weer, Johannes 10. Dit sê baie duidelik, die Vader het ons vir sy seun gegee. Okay, so die Vader gee 'n spesifieke groep mense vir die seun, maar hierdie groep mense het al reeds aan die Vader behoort. Hulle wat aan die Vader behoort het, het hy vir die seun gegee. Okay, so daar's 'n groep mense wat aan die Vader behoort. Dis wat Efesiërs vir ons vertel. Efesiërs sê, voor die grondlegging van die aarde, het hy al reeds in Christus ons uitverkies. So ons behoort al klaar aan die Vader. Okay, so, wat doen die Vader? Die Vader het ons, voor die grondlegging van die aarde, het hy gesê, julle behoort aan my. Kan ons na God toe kom
as ons nie geregverdig is nie, geheilig is nie. Kan ons na God toe kom? Nee, ons kan nie. So wat gebeur? Christus kom en hy sterwe aan die kruis, vir die wat aan die Vader behoort, kom sterwe aan die kruis, hy betaal hulle sonde volkome, sodat hulle in hom heilig kan wees en volkome in 'n vredesband. Dis wat die Sabbat na verwys het, vrede kan hê met God. Wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees kom terwyl jy lewe in jou lewe en hy kom in die Heilige Gees, dis wat Jesus vir Nikodemus sê, as jy nie aanhef, as jy nie van bo gebore word nie, sal jy die koninkryk van God nooit sien nie. So wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees maak die wat God uitverkies het, wat Christus voorbetaal het, maak die Heilige Gees hulle oë oop en hulle sien die heerlikheid van God. Die drie eenheid is enig in die verlossingswerk. Jesus het nie vir almal gesterf, die Heilige Gees probeer sy bes om almal te red en die Vader het net seker is uitverkies. Nee, die Vader het uitverkies, die Seun het voorgesterf en die Gees maak lewendig en maak heilig. Ek hoop vonkel in julle oë, want dis die ongelooflike. Kom ek sê vir jou, die oomblik as jy inval by wat God vir jou sê, dan begin jy agter te kom, jy kan hom loof en prys vir dit wat hy doen. Kom ek gee jou net nog 'n teksvers, want baie sê dis te min teksverse. Ek gaan jou nog 'n teksvers gee. Psalm 20 vers 28. Ek wil jy sê jy moet dit saam met my lees en ek gaan moeite doen vanmôre. Kom ons lees hierdie gedeelte saam, dat jy kan uitstap en sê ek het dit self gelees. Handelinge 20. Handelinge. Het ek Psalm gesê? Ekskuus. Psalms is pragtig. Kom ons lees Handelinge 20. Ekskuus julle. Wat lekker is daar baie keer net een persoon verkeerd is. Die keer is dit ek. Goed, Handelinge 20 vers 28. Kyk mooi na hierdie gedeelte, asseblief fokus. Kyk saam met my na die gedeelte toe. Lees saam met my die gedeeltes. Jy sal self dit sien. Die Heilige Gees gaan dit vir jouself oopmaak. Handelinge 20 vers 28. Pas julle self op. Paulus praat met die ouderlinge van Efese wat by hom aangekom het. Pas julle self op en ook die hele kudde oor wie die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om die gemeente van God wat hy deur sy eie bloed verwerf het, herderlik te versorg. Jy moet nie na hierdie ene nog twyfel te hê nie, maar ek gaan vir jou nog 'n teksvers gee. Kom ons lees dit net gou weer hoor. Is almal met my as hy dit sê? Hy sê, pas julle self op, julle ouderlinge, en ook die hele kudde. Julle moet hulle oppas, die kudde, oor wie die Heilige Gees. Die Heilige Gees het julle aangestel oor wie? Oor hierdie kudde van hom. As opsieners aangestel het om die gemeente van God. Wie is die gemeente van God? Dis nie die plaaslike gemeente, die gemeente van God. Ons praat van die kinders van God. Ons praat van hom, hulle wat aan God behoort. Gemeente van God, wat hy deur sy eie bloed verwerf het, herderlik te versorg. Christus het deur sy eie bloed die kerk gered. Deur sy eie bloed het hy die kerk gered. Daarom, wat was op Christus se skouers en op sy bors gewees? Die kerk. Daarom is daar so 'n probleem as Johannes 3 vers 16 lees, want so lief het God die wêreld gehad. Die wêreld daar beteken alle nasies en die Jode. Die wat hy uitverkies het. Want so lief het God die wêreld gehad. As jy dit glo, gaan lees Psalm 5 wat hy duidelik sê hy het nie almal gelief gehad nie. Gaan lees Romeine 9 waaroor ons vanmôre gesels het. Hy sê ek het vir Jakob het ek lief gehad, maar Esau het ek gehad. So dis definitief nie almal nie. Daai gedeelte gaan oor van so lief het God die wêreld gehad, wie het hy lief gehad? Mense uit die Jode uit, mense uit die heidene uit, wat die Vader uitverkies het voor die grondlegging van die aarde, voor wie hy sy lewe gegee het. Hy gee sy lewe vir hulle. Hy betaal ten volle met sy bloed vir hulle. Sy bloed het ten volle versoening gedoen vir al ons sonde. Sy bloed het nie die potensiaal geskep dat jy moontlik gered kan word. Wil jy dit glo? Dit wat jy glo.
Hy glo jy het vir almal gesterwe en daar's 'n potensiaal aan die kruis dat sy bloed mag dalk vir jou ook red. Of glo jy dat sy bloed aan die kruis gestort is tot 'n volkome versoening vir al ons sonde? Kan jy sien die verskil? Is daar vir jou verskil? Kan jy die verskil sien? Ten volle versoening gedoen. Ten volle gedoen. Nou nog 'n gedeelte. Kom ons, ek gaan hierdie een as die laaste doen. Romeine 5. Romeine 5. As jy na hierdie ene nog wonder, het ek nie advies nie. Jy kan my na die tyd kom sien, ek gaan vir jou nog teksverse gee. Maar hierdie teksvers glo ek, saam met die ander, moet vir jou duidelik wys, dat dit is wat die Bybel vir ons leer, dwars deur die skrif. Romeine 5 vers 8. Luister mooi na hierdie gedeelte, dit is so mooi. Romeine 5 vers 8, God bewys egter sy liefde vir ons daarin. Okay? God bewys sy liefde vir ons daarin. Waarin bewys God sy liefde vir ons? Want so lief het God die wêreld gehad. Waarin bewys hy dat hy ons so lief gehad het? God bewys egter sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Vir wie het hy gesterf? Ons. Luister verder, wat hy sê. Hoeveel te meer sal ons dan nie deur hom van die oordeel gered word, nou dat ons deur sy bloed geregverdig is. As ons toe ons nog vyande was met God versoen is deur die dood van sy seun, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word, nou dat ons met hom versoen is. Dat deur sy lewe verlos word. Waaroor gaan sy lewe verlos word? Hy haal dit aan. In Romeine 3 vers 22 sê hy, die geloof, en dan gebruik hy die genitief, hy sê die geloof van Jesus Christus is ons geregverdig. Jesus se lewe, deur Jesus se lewe van geloof, daardeur is ons geregverdig. Hoe het dit plaasgevind? Hy het die lewe gelei wat ons nie kon lei nie, deur dat sy lewe, nie net sy kruis versoening vir ons gedoen nie, maar sy lewe van wetsgehoorsaamheid, wat ek nie kon nakom nie, is op my as gelowige oorgedra. Dis wat dit sê. As ons toe ons nog vyande was met God versoen is deur die dood van sy seun, toe ons nog vyande was, is ons versoen deur die bloed van sy seun. Is almal deur, toe hulle vyande was, versoen deur die bloed van Jesus Christus? Is hulle nie dan nog steeds vyande nie? Sien jy wat gebeur met die teks? Jy trek 'n streep deur die teks. Die teks sê, as ons toe ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word, nou dat ons met hom versoen is. Sy lewe word oorgedra op ons lewens. Sy lewe wat hy gelewe het, word ons lewe. Maar dis nie al nie, ons vind ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Ongelooflik. Dit is, jy sit by hierdie gedeeltes en jy sê vir jouself, hoe kan jy dit anders lees? Dit is so duidelik vanuit die skrif uit. So, wat sê die verlossing vir ons? Die verlossing sê vir ons, Christus het verlossing bewerkstellig vir alle mense? Nee. Vir 'n spesifieke groep? Ja. Wie is hierdie spesifieke groep? Hulle wat sy name op hom was. Wie se name geskryf is in die boek van die lewe vroeër die grondlegging van die aarde, is dit al reeds opgeskrywe. Ek wil vir jou sê, wat maak hierdie teologie aan jou? Wat maak dit aan jou as jy dit besef? Maak dit dat jy op jou stadium kan sê, wow, is ek nie amazing nie? Wie wat doen hierdie aan jou? Dit sny al jou roem weg. Daarom sê Efesiërs, daarom het ons niks waarop ons kan roem nie. Die evangelie van Jesus Christus vat alle roem weg. Die oomblik as jy dink, ja, maar ek het 'n keuse gemaak. Ja, God het jou gekies.
Die Heilige Gees het jou lewend gemaak. Christus het vir jou gesterwe. Waar is jy in die prentjie? Dis die werk van die Here. Kan jy sien, kom ons terug by wat hy gesê het? Hoekom kan hy werk? Hoekom kan hy agonize? Hoekom kan hy en al hierdie goedes doen vir die lewende God? Hoekom? Want hy gee hom die krag. Hy het hom verander. Hy het hom vernuwe. Nou, kom ons gaan kyk na die hele ding wat hierdie teks eintlik wil sê. Hy is die behouer van alles. En nou wil ek 'n paar psalms vir julle lees. Psalm 104 vers 27 tot 30. Hulle almal sien op na U om vir hulle kos te gee op hulle tyd. Gee vir hulle, raap hulle dit op. Maak U hand oop, word hulle versadig met wat goed is. Verberg U aangesig, is hulle angs bevange. Neem U julle asem weg, vergaan hulle en keer terug na die stof wat hulle was. So die kos, almal op aarde, waar kry hulle kos vandaan? Van die Here af. Okay? Ek het al op 'n stadium gesê, as jy die rykste man in die wêreld vat, en jy vat al sy geld, en jy moes vir die voeltjies op die aarde gaan kos koop, sou jy nie eers vir hulle kan kos koop vir een dag nie. Alright, so hy gee kos vir alles, elke dag. Gee hy kos voor. Maar dis nie al nie. Nie net gee hy vir hulle kos nie, nie net versadig hy nie. Hy stuur die asem, word hulle geskape. Deur die asem word hulle geskape. Deur die Gees word hulle geskape. Okay? Die Heilige Gees gee die effek van die Seun se uitroep, word die Heilige Gees die vervulling daarvan en lewe kom in die persone. Onthou jy Esegiel? Esegiel is doodsbenere. Hulle kry vel en been. En dan sê hy, wat moet hy doen? Hy moet preek en hy roep dat die Gees sal kom. En dan kom die Gees en daar kom lewe. Die Gees bring lewe. Ongelooflik. Die Seun spreek, die Vader gee die opdrag, die Seun spreek want hy is die woord en die Heilige Gees gee lewe. So dis wat die psalmdigter hier vir ons ook sê. Neem jy julle asem weg, vergaan hulle. Weet jy of jy dit weet nie? Die oomblik as die Here sê jou asempie, gone. In een oomblik. God is 'n beheer van jou asem. Kan jy verstaan hoe kom ons kan sê, jy kan nooit roem in enigiets wat jy doen nie. Jy kan nooit roem oor die geld wat jy bymekaar gemaak het nie. Jy kan nooit roem oor jou verstand nie. Jy kan nooit roem oor enigiets nie. Hoekom? Want alles kom van God af en hy kan enige oomblik, omdat hy die behouer is, kan hy enige oomblik jou asem terugvat. My asem is afhanklik van die lewende God. Gister toe ek langs die see stap, dink ek by myself, aan al die mense wat in evolusie glo. Ek sal graag vir hulle 'n seevoeltjie wil kry. En vir hulle sê, hoor hierson, ek hou die seevoël dop. En terwyl ek hom dop hou, dink ek by myself, imagine jy maak 'n drone, een van die goedes wat vlieg met radiobeheer. En weet jy of jy al 'n drone gesien het nie, maar hy raak pap. Op 'n stadium is hy pap, dan moet jy hom weer charge. En wie is my ongelooflike van die seevoël? Op 'n stadium, terwyl hy daar in die eiertjie is, dan begin daai hartjie te. Wie sit hom aan die gang? Nou het jy daaroor gedink. Dis hoekom dit so great is om baie keer net te gaan stap, ek het daaroor gedink. Wie het hom aan die gang gesit? En dan hou hy aan met tik, 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 en hy vlieg. En dit gaan aan, tik, 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 tot op 'n stadium wat gebeur? Tot die Here sê, voeltjie, jou tyd is verby. En dan wat gebeur met die hart? Hy hop. Het jy dit geweet, dat hy nie 'n battery in hom het? Die seevoël. Hy het nie 'n battery. Jy is nie vir julle vanmôre. Julle het nie dit geweet, julle dog hy het 'n battery. Nie 'n battery. Hy gaan net aan. Hy gaan net aan, want die Bybel sê alles kom van hom af. Vers 30. Stuur die asem word hulle geskape. U gee oppervlak van die grond na 'n nuwe voorkoms. So hy gee reën. Een oomblik is dit droog. Die volgende oomblik gee hy reën en daar's lewe. Psalm 145 vers 15 tot 16. Almal se oë is vol verwagting op U gerig. U gee vir hulle kos op die tyd. Wanneer U hand oopmaak, versadig U al wat lewe met wat hulle wil hê. U versadig almal op die aarde. U gee vir hulle kos wanneer hulle dit nodig het. Vir Job 12 vers 10. Dit is hy in wie se hand die lewe is van alles wat leef.
Ook die asem van elke mens se liggaam is in sy hande. Kan jy verstaan as die Bybel sê hy is 'n behouer van alles, van almal? Is hy 'n behouer van die mense wat daar buitekant is en hom vloek? Die ou wat die ateïs is, wat sê ek haat God, wat God vloek, wat besig is met afskuwelike dade, hou God sy lewe in sy hand? Ja, hy doen. Hy doen. En daarom moet ons mekaar sê, ek het 'n opdrag in hierdie wêreld om te sê, God behou jou lewe, maar daar gaan 'n dag kom, wanneer jou lewe van jou weggeneem word, waar jy voor die lewende God gaan staan. Wat dan? Wat dan? Maar soveel meer vir die gelowige. Soveel meer vir die gelowige. Ja, hy gee verlossing, maar soveel meer vir die gelowige behou hy. Hy behou alle mense, maar hy behou soveel meer die gelowige. Wat praat ons daarvan? Ons praat van elke dag van ons lewe, geestelike lewe. Wie sal sorg dat ek nooit verlore gaan nie? Hy wat die goeie werk in my begin het, Filippense 1:6, sal dit volëindig in Christus Jesus. Hy is die behouer van die gelowige. As jy dink die ongelowige word behou, ja, hulle kry asem, ja, hulle kry kos, ja, hulle kry verstand, ja, hulle kry die algemene genade, hulle is in 'n huwelik, hulle het kinders, algemene genade. Die Bybel sê hy laat dit reën oor die goeie en nie slegte. Dit is hy behou hulle in die lewe. Maar die Christen soveel te meer. Hebreërs 1:3, ek is oor my tyd, kan dit nie glo nie. Ek gaan ophou by hierdie gedeelte, ons gaan dan aangaan, volgende week. Hebreërs 1:3, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid, en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het gaan sit aan die regterhand van die majesteit van die hoogte. Nadat hy ons sondes gereinig het hy wat gedoen? Hy het aan die regterhand van God die Vader gaan sit. Wat beteken die regterhand van God die Vader? Dit beteken, as jy kyk na die Ou Testamentiese absolute voorbeeld daarvoor, die metafoor daarvoor. As Salomo, sy sus, sy ma, Batseba aankom, waar laat hy haar sit? Aan die regterkant. Hoekom? Want sy is mede-regeerder as die koningin. As Jesus Christus in die hemel ingaan, en hy sit aan die regterhand van God die Vader. Hoekom sit hy aan die regterhand en nie aan die linkerhand nie? Omdat hy mede-regeerder is van God. God self. Ongelooflik. Maar wat het hy gaan doen daar? Hy het die sonde vir ons gereinig daarvan. En daarom gaan sit hy aan die kruis, aan die regterhand van God die Vader. Hoekom sit hy? Want hy het gesê toe hy aan die kruis gehang het, dit is volbring. Christus het betaal ten volle. Nou sit hy aan die regterhand van God die Vader, van waar hy sal kom om te oordeel. Is jy gereed? Amen. Kom ons buig ons hoofde. Jy kan maar sê halleluja. Wonderlik. Ons maak ons oop toe. Here, wat 'n ongelooflike gedeelte is. Ons sien uit hierdie gedeelte uit, ja Here, U is die behouer. U is die behouer van alle mense, maar Here, soveel meer vir my as gelowige. Soveel meer vir my. Here, ek lees hierdie Bybel en ek sien net oor en oor en oor dat U die een is wat al die werk in my doen. Paulus kan sê, ek doen dit, maar dis U wat die krag vir my gee. U sê in Filippense, U maak vir my gewillig en dit stel my in staat om die werke te doen. En die werke wat in Efesiërs sê, wat U vooraf beplan het, waarin ek sal lewe, het U al reeds beplan, het U al reeds bewerkstellig. Here, U is goed. U is goed. Aan die liefde is daar geen einde. Wat 'n volkome versoening aan die kruis. Versoening vir my. En elke persoon wat die begeerte het om na die kruis toe te kom, kan dit ontvang. Waarom? Omdat hy alleenlik dit sal soek.
as die Heilige Gees hom lewendig gemaak. Here, daar's soveel vals Christense wat verkondig word, halwe boodskappe wat verkondig word, en baie mense hang die kruis aan vir 'n valse boodskap. Maar waag ons werklik waar elkeen van ons na die woord toe gaan en sê, Here, leer U ons, en mag ons onsself onderwerp aan die woord, al is dit hoe moeilik. En mag ons U loof en prys daarvoor, want U het dit so bepaal. Amen.